elkeen van ons wat vanmôre hier by mekaar is daar 'n rede voor, en dit is omdat U die Here van ons lewe is. Omdat U in die onmeetlike en onbegryplike liefde vir elkeen van ons die liefdesaanbod gemaak het. En die liefdesaanbod om die soenverdienste, die werk van Jesus te kan aanvaar, wat vir ons vrye toegang tot die Vader bewerk het. En as ons dan vanmôre die voorreg het en die geleentheid het om in hierdie kerkgebou saam te kan wees om die lof te besing, U te aanbid, te luister na U woord en gevoed te word deur die nagmaal, dan gee ons aan U al die eer daarvoor en sê vir U baie dankie daarvoor. Ons weet dat een van ons uit ons eie daarvoor kwalifiseer nie. Ons weet soos wat ons hier sit, weet U alles van elkeen van ons. En ons het geen rede wat ons kan aanvuur om vir U te sê, U moet vir ons lief wees nie. Ons het geen rede om vir U te kan sê dat ons voor U mag verskyn nie. Behalwe deur wat Jesus vir ons elkeen gedoen het. Baie dankie dat U Gees saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is en dat ons dan vanmôre hierdie feesgeleentheid dan ook mag ervaar en beleef. Here, ons bid en vra dat U asseblief verheerlik sal word deur wat hier gebeur vanmôre. Dankie dat ons dit in Jesus se naam mag bid. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat vir ons genade, vrede en vreugde in oorvloed skenk. Kom ons staan en dan sing ons 2 lofliedere tot eer van die Here. Your
baie eerlik sê, dat die liede wat Chris vir ons gekies het vir vanmôre, uiteindelik in lied 220 wat ons gesing het, net alles opsom en saamvat. En dit wonderlik dat ons dan ook dit saam kon sing. Ek hoop jy het dit gesien en dat ons dit bedoel. Dat ons besef dat ons deur 'n wonderwerk in 'n posisie herstel is waar ons met God kan staan. En daarom, ek dink nie meer dat jy sondes nie, sal jy asseblief dan saam met my blaai in Jesaja 43. Ons het nou al 'n hele paar geleenthede uit Jesaja boek dan ook met mekaar kom deel vanmôre weer uit Jesaja 43 en ek wil baie graag aansluit aan by dit wat Wynand dan verlede week gepreek het oor die Here wat sê ek maak nuwe dinge. Ek maak eintlik alles. Ek gaan 'n nuwe ding doen. En daarom broers en susters, kinders vanmôre as ons weer hier by die nagmaal is, dan kan ek dit nie genoeg beklemtoon nie. En eintlik 'n waarskuwing rig dat as jy nie bereid is om te verander nie. As jy net dieselfde is, ek en jy net dieselfde wil bly as wat ons nou is voor die nagmaal, nie nagmaal gebruik het. Ek het nie my volgende sin vergeet nie, ek wil hê ons moet daaraan dink. As ons nie bereid is om te verander, dan is dit so dat Romeine 12, 1 Korintiërs 11 vir ons sê, as ons nie besef wat in die nagmaal gebeur nie, dan moet ons dit eerder nie gebruik nie, want dan skryf Paulus aan die gemeente en sê, jy eet en drink 'n oordeel oor jouself. Charles het vanmôre vir my vertel, en ek weet hy gaan dit vir my aanstuur, van onthou dat ek al baie keer gesê het, en ek dink dit is regtig hoe dit moet wees, voor op die Bybel moet daar 'n waarskuwing staan. Wanneer ons na televisieprogramme kyk, dan word ons gewaarsku om te sê, hierdie is nie geskik vir gehoor onder 13, onder 18 of wat ook al nie. Trouwens, ek dink die meeste van die programme wat deesdae uitgesaai word, is vir niks geskik nie, maar toe maar. Maar op die Bybel moet daar staan, gevaarlik. Het is gevaarlik om hierdie boek te lees. Het is gevaarlik om hierdie boek te lees, as jy net wil bly soos wat jy is, as ek wil bly soos wat ek is. Want die Here is met ons almal vormend besig. Die Here is besig om ons te verander, hy is besig om ons te vernuwe. En daarom dis kom ons vanmôre ook so saam kan wees. Om uiteindelik dan te kan weet dat daar 'n God is wat ons sê, dink nie meer aan jou sondes nie. En voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Onse Vader, dankie dat ons 'n Bybel vir ons mag oophou. En natuurlik dat ons ook vanmôre die voorreg het om die woord te kan lees en van dit te kan leer. Dankie Here dat ons ook 'n gepaste waarskuwing hier rondom kry. Dat ons nie net kan aanhou leef soos wat ons leef nie. Dat ons nie net kan aanhou doen wat ons wil doen. Maar dat ons almal in 'n proses vasgevang is. Nou eintlik in die mooiste van die woord vasgevang is om verander te word, verbeter te word, vernuwe te kan word, om weer te kan beantwoord aan die doel wat U vir ons elkeen het. So het Johannes die Doper baie duidelik gesê toe hy vir Jesus gesien het, hy moet meer word en ek moet minder word. So is ons almal in 'n proses waarin ons denke vernuwe word deur die Heilige Gees, sodat ons kan onderskei wat dit is wat U wil hê dat ons moet doen. Here, so word ons gevul deur U liefde. En so kan ons U liefde dan ook uitleef. Dankie dat ons dan vanmôre vir U kan vra om asseblief weer die woord aan ons elkeen te seën. En ook die nagmaal hierna. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jesaja 43, die agtergrond van die gedeelte, moet nou al baie bekend wees, maar dalk nou vir iemand wat vanmôre hier is, net vir die eerste keer dalk nou, die volk sit in ballingskap. Hulle is nie in Jerusalem nie, hulle is nie in Israel nie. Hulle sit in ballingskap, hulle sit in Babylonië, hulle is slawe. Hulle is gestroop van alle regte, dit gaan baie sleg met hulle. En dan stuur die Here vir Jesaja, die 40ste hoofstuk, is die tweede deel van Jesaja, wat aanbreek wanneer hulle in ballingskap sit, dan begin hier die gedeelte, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Dit is aangrypend, dis seker een van die beste inleidingswoorde wat jy ergens kan kry, want hierdie volk verstaan niks daarvan, dat daar 'n uitkoms is. En daarom in vers 3, in hoofstuk 43, enkele verse, ons gaan julle almal lees nie, maar ek wil hê ons moet so van die 18de vers af lees.
Maar luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, nie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En is baie duidelik dat God 'n handelende God is en dat hy sê dat hy baie dinge doen. Hy sê, as jy deur riviere moet gaan, sal dit jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, gaan dit jou nie skroei nie en die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou kus en Seba aan jou plek, omdat jy vir my kosbaar is. Omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke ruil vir jou lewe. En dis vanmôre onder andere die boodskap van die nagmaal. Ek gaan nie die formulier lees nie, maar ek gaan probeer behandel in die preek. Dat in ons plek, plaasvervangend, het God sy seun gegee vir jou en my, dat ons vanmôre hier kan wees. En ons het die lied gesing aan die kruis het hy die oorwinning behaal. Inderdaad, hy roep daar aan die kruis uit, dit is volbring. Die oorwinning word bevestig deur sy opstanding uit die dood. En hy leef, en daarom kan ons deel van sy kerk wees. Moenie bang wees nie, ek is by jou, vers 5. Hoeveel keer hierdie troos? En dan is dit eintlik doen ek die gedeelte onreg aan, maar dit was nou verlede week se gedeelte, vanaf vers 14, dat ek iets niets gaan doen. Maar ek wil vir julle vra om saam met my dan van vers 18 af te lees, waarop ons vanmôre dan gaan fokus. Maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad en ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer. Die jakkalse en die volstruise, jy gaan nie baie oor die Bybel daarvan volstruise gepraat word nie, maar hier sal die jakkalse en die volstruise sal hom eer, omdat dit water gee in die woestyn, riviere in die droë land. Om my volk, my uitverkore volk se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Maar jy het nou nie aangeroep nie, Jakob. Jy het nie moeite gedoen om my te dien nie, Israel. Jy het nie vir my kleinvee as brandoffers gebring. My nie met offers vereer nie. Ek het jou nie belas met graanoffers nie. Jou nie moeite aangedoen om vir my wierookoffers te bring nie. Jy het nie geld uitgegee om vir my wierookoffers te koop nie. Jy het my nie met die vet van offers verkoop nie. Inteendeel, jy het my belas met jou sondes. Jy het my moeite aangedoen deur jou oortredinge. En tog is dit ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan myself. Ek dink nie meer aan jou sondes nie. Ons lees net wat hier vanmôre met mekaar saam gaan lees, asseblief weer hierdie gedeelte, soos ek sê, eintlik doen mense onreg aan om nie die hele gedeelte deur te lees nie. Maar broers en susters, kinders, hierdie is die woord van die Here. Jy sal baie gelukkig wees as dit die handleiding van jou lewe is. 'n baie besondere, ek dink soos julle kan agterkom, 'n baie interessante gedeelte en hoofstuk in Jesaja 43 wat wemel van kontraste. Ek wil baie graag vanmôre wanneer dit by die kontraste kom sê, kom ons fokus vanmôre daarop en sien en hoor en beleef dit net nou in die nagmaal dat daar baie goeie nuus is. Baie goeie nuus in die sin van kwalitatief en kwantitatief. Daar is baie goeie nuus en die nuus is van goeie aard. Ons weet ons in hierdie wêreld kry mense baie keer die aanbod dat iemand vir jou sê ek wil vir jou iets goeie ding en 'n slegte ding sê. Wat wil jy eers hoor? En dan meeste van die tye sê ons gee my maar eers die slegte nuus. En die rede is sekerlik daarvoor dat ons ergens wag vir die kompensasie van goeie nuus. Het dit al met jou gebeur dat iemand vir jou sê ek het jou slegte nuus en goeie nuus en as gee nie slegte nuus en jy sê wat is die goeie nuus, dan sê hulle nee, ek gee daai is nie goeie nuus nie. Dis dan 'n feit. Dis al wat skop op die waarheid. Dit gaan nie lekker werk. Maar die Here werk dit nie so nie. Hy kom en hy sê hy vir ons goeie nuus. En hierdie goeie nuus, en dit moet ons dan vanmôre besef, hierdie goeie nuus is nie dat Eskom nooit meer beurtkrag gaan instel. Hierdie goeie nuus is nie dat daar van gisteraand iets vreesliks fout gegaan het dat die sewees dat ons teen Ierland verloor het. Of laat ons so sleg doen in die cricket of hier en daar en dan die ekonomie en
noem maar 'n klomp dinge op. As syfers uitkom, dis nie die goeie nuus waarvan die Bybel praat. Die goeie nuus waarvan die Bybel praat, is die goeie nuus om vir elke mens soos ek en jy, net soos wat ons is, dat ons kan hoor dat die Here sê, ek is lief vir jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Ek het my seun vir jou gegee. Ek sal volk in jou plek gee. Uiteindelik gee hy sy eie seun in ons plek. Dis die goeie nuus om te sê, dat maak nie saak wat ons in hierdie wêreld doen nie. Maak nie saak wat met hierdie wêreld gebeur nie. Dit kanselleer nie God se liefde vir ons nie. Iemand het by geleentheid gesê, ons het as mens so ver geval, as dit ware as ek by bodem uitgeval het. Dis nie waar. Ons het nog nooit uit God se genade en liefde geval nie. Dis die goeie nuus. En daarom is ons vanmôre hierdie geleentheid het om 'n fees te kan vier, want dit is wat nagmaal is. Dis 'n fees wat gevier word. Dan is die goeie nuus dat die Here sê, ek is lief vir elkeen van julle vandag. Ek bewys dit weer. Nou sit ons vanmôre hier in die kerk en ek hoor hulle spot nou vreeslik met die nuwe iPhone wat uitgekom het, wat allerhande goeders kan lees en kan doen en ek weet nie wat alles nie. Kan nog nie koffie maak nie. Maar ergens gaan iemand net op 'n dag 'n ding uitvind om te sê, jy kan so die ding so laserkiep so na mense toe wys en dan sê die foon, ek weet wat dink hulle. Wow, dit kan nog 'n storie wees in die kerk. Nee, as ons moet weet waaraan dink elkeen. En as ons vanmôre by mekaar is en jy dink terug aan hierdie week en jy dink terug aan die laaste dag of 2 of 3, dan sê die Here, moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan. Die gedeelte wat ons nie met mekaar gelees het nie, is onder andere dat die Here sy volk uit Egipte verlos. Dat hy wonders gedoen het nog altyd nie. En ek wil vanmôre vir jou vra, as jy terugdink aan die verlede, want sien om in die verlede te dink, beteken dat 'n mens op 2 maniere na die verlede kan kyk en aan die verlede kan dink. En dat mense baie keer in die verlede vashou. Dat daar een punt in hulle lewe is waarby hulle net nie verby kan kom nie. Ek het dit al vir julle vertel, maar mag ek dit weer vanmôre vertel? Ek was 'n baie jong dominee gewees. Dit het tannie my eendag kom sien en vir my haar skuld en sonde bely van buiteegtelike verhouding dat sy 50 jaar gelede op daai stadium geplaas. Sy kon nog nooit daaroor kom nie. Wat 'n wonderlike geleentheid om vir iemand te kan sê, die Here sê ek vergewe en vergeet. Ek hou dit nie meer teen jou nie. Kan julle dink wanneer iemand die hele tyd in die skadu en in die donker lewe van die verlede van foute wat gemaak is? Want al wat jy op jou rug saamdra is 'n rugsak vol klippe wat swaar is en die lewe vir jou moeilik maak, want ons dink so aan ons verlede. Eintlik ons het aan ons verlede en aan ons foute dink nie. Maar ons sien weer groep wat ons nou die dag daaroor gepraat. Dis die duiwel wat ons aankla. Dis hy wat die hele tyd vir ons vertel ons is nie goed genoeg vir God nie. En as baie mense wat baie hard op hulle self is. Dis verskriklik hartseer as mense vashou by die verlede. En daarom dink ek is hier 'n baie goeie beskrywing daarvan. Wanneer 'n mens bestuur, wanneer jy ry in 'n kar, wanneer jy op pad is. As jy net die hele tyd in jou triespieeltjie kyk, gaan jy ongeluk maak. Gaan jy eintlik jou lewe verongeluk. Hierdie is my skitterend om te sê die pad wat voor lê is 'n teerpad, is 'n oop pad. Maar ongelukkig is daar mense wat 'n triespieeltjie lewe van 'n grondpad en foute loop. Wat onthou en onthou. Iemand het gister weer gesê van 'n persoon, jy weet, hierdie persoon is 'n regte olifant. Nou vir die kinders is nie om vir iemand heel die olifant te sê, hulle onthou net baie goed. Daar blyklik 'n goudvis in die baie goeie, het hulle die baie goeie geheers nie. En iemand het gesê, het julle gesien die eerste teken in die eerste eeu was van 'n visie gewees. Het nie 'n baie goeie geheer ten opsigte van die verkeerde goed wat gedoen is. 'n Man het eendag in 'n dominee kom sê, hy en sy vrou het huweliksspanning en probleme gehad. En toe hulle daaroor praat, sê hy, dominee, jy weet nou regtig waar nie. My vrou raak baie keer hysteries. En toe sê die vrou, ja dominee, my man raak hysteries. Hoekom is daar so baie geloof? Waar kan ons in hierdie wêreld nie besef dat dit goed is om baie keer 'n grafsteen op te plaas, op te rig? Dit is die saak is afgehandel, dit is verby. Die Here sê, moenie vergeet wat in die verlede gebeur het nie, maar hy bedoel daardeur die goeie goed. Dis ons wat 'n manier het om dit die hele tyd met ons saam te sleep. Dit maak die lewe vir jou so onnodig moeilik.
en sleg, en goor. Dit ontneem mense hulle blydskap, hulle vreugde. Dit laat vas in die verlede. Hier staan baie duidelik, moet nie vashou in die verlede nie. Want die mooie van die verlede, luister baie mooi, die mooie van die verlede, kom die Here en hy sê, ek gaan iets niets doen. Julle weet nie klaar wat ek gaan doen nie, sê die Here. En dis die mooie daarvan. Ek het al hoeveel keer vir julle gesê, ek is so een van die mense wat ek 'n groot agting voor het, is Pat Kiefert. En Pat Kiefert het altyd hierdie verskitterende hy het 5 vrae wat hy vra, maar een van hulle is, why do you want to do God's job? Hoekom wil ons makers van ons God is? Dan vra hy eerder, what is God up to? Wat is die Here besig om te doen? En ons moet nie dink dat ons weet wat die Here gaan doen nie. Ons is nie so voorspelbaar, ons weet dat hy iets in liefde gaan doen, iets wat hy wonderlik weer gaan doen, want hy is die God wat dit doen. Maar hy sê, hy gaan iets niets doen, staan op die punt om te gebeur, julle sal dit sien, terwyl hulle in Babylonië sit, hulle trek nie van daar of dadelik terug na die land toe nie. Maar hy verseker hulle vir hulle, ek maak 'n pad in die woestyn. Woestyn is 'n erg plek. Maak 'n pad. In 'n droë wêreld gaan riviere ontspring. Ons weet wat droogte is en daarom wanneer daar riviere is, dat daar water is, dat daar groei kan wees. In die wêreld waar ons leef, ek wil nou nie verallegoriseer nie, maar dit is eintlik maar wat dit is, dat ons baie keer voel dat ons in hierdie droë wêreld geestelik moet leef. Die Here sê ek laat riviere ontspring, sodat ons ook in ons geestelike lewe kan groei. Hy praat net nou daarvan om te sê aan die einde van hierdie vers om my volk se dorsteles. Die wilde diere sal my vereer. Wanneer Jesus in Jerusalem inry en die Fariseërs sê van bly stil en maak die mense stil, dan sê Jesus as julle wil stil maak, sal die klip uitroep. As ons God nie vereer nie, as ons nie sy lof besing nie, as ons toelaat dat ons vreugde gesteel word, as ons toelaat om vas te hak by die verkeerde goed in die verlede, hou God nie op nie. Hy gaan aan. En as die mense dit nie so doen nie, sou Jesus sê, dis die jakkalse en die volstruise. Dis my so interessante beskrywing van hierso. Ek het nie geweet daar is volstruise in die Midde-Ooste. Gaan water gee in die woestyn, riviere in die droëveld, om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. 'n boodskap van die Here vir 'n volk wat in moeilike omstandighede is, en hulle is in moeilike omstandighede omdat hulle self daarin bevind. Hulle het self veroorsaak om te gaan sit in die situasie waarin hulle sit. Nou kom God nie na hulle toe en sê, sien ek het jou gesê, julle weet nie vir ons hierdie vinger partykeer. Ek kan presies onthou. Julle dit en dat en wat verkeerd gedoen. Hoeveel keer is daai beskuldigende vinger wat so na mense gewys word? Ek kan dit onthou. Onthou 'n kind het eendag vir my gesê, dis so mooi as mense hierdie teken so. As jy vir iemand 'n beskuldigende vinger wys, het jy vergeet hierdie een wys boontoe wat eintlik eers hoor wat in God daarvan. En dan besef jy daar's 3 wat terugwys. Kan ek maar weer van Dallas Willard aanhaal wat gesê, wie die persoon wat nie kan vergewe nie. Maar daai persoon moet net nie foute maak. Want ons almal maak foute. En daarom, hierdie uitverkore volk, wat se dors geles word, dan sê ons gou vanmôre vir mekaar, broers en susters, kinders, die kerk is nie 'n bende nie. Die kerk is nie 'n vriendelike nie. Julle sal weet vir al die jare, ek het 'n probleem daarmee om met 'n gemeente om te preek, Here se woord en te sê vriende. Want ons is meer as vriende. Besef ons dit? Ons is meer as 'n vriendeklub. Ons is meer as 'n klub. Om kerk van die Here Jesus te wees, beteken dat die persone wat langs jou sit, wat voor jou sit, wat agter jou sit, kinders van die Here is. Ek en jy het mekaar nie gekies nie, ons het die Here gekies en die Here het ons gekies om saam sy kerk te wees. En as liefde die dryfveer moet wees, dan geld dit vir ons almal. Dat ons dan weet dat ons in hierdie wêreld gaan weet dat God 'n God is wat vir hom 'n volk geskep het, dat hy vir hom 'n kerk geskep het. So die kerk in die voortorings kan sit en dit weg kan kry in die wêreld nie. Nee, dat die kerk in hierdie wêreld aan die werk kan wees. Sy teenwoordigheid in hierdie wêreld bekend maak deur jubeling. Hoor mooi. Daar's nuwe reëls wat geld. Want dis God se koninkryk. My uitverkore volk se dorsheid les. Want dit is die volk wat ek geskep het, wat my lof verkondig. Wil jy weet wie is die kerk? Die kerk is 'n wonderwerk van God.
Die kerk is die voorreg waarin ek en jy kan wees, om deel van God se kerk te kan wees. Ek gaan weer sê, ons sou mekaar dalk nie gekies het nie, maar God kies ons. Hy bind ons aan mekaar nie deur 'n vriendekring of deur 'n klub se reëls nie. Hy bind ons aan mekaar deur die bloed van die Here Jesus. Die sterkste band wat jy in hierdie wêreld kan kry. Daarom is ons broers en susters van mekaar. Jesus staan uit die dood uit op en sê vir Maria Magdalena, gaan sê vir my broers, ek gaan aan my Vader toe wat op julle volk is. Vir die gemeente in Korinthe skryf Paulus om dan uiteindelik te sê, die liefde verdra alles, hoop alles, glo alles, bedek alles. Die Here God kom en hy sê, ek het vir my 'n volk geskep, en dis sy kerk vandag, wat my lof sal besit. Wil jy weet waarmee moet die kerk in hierdie wêreld besig wees? Hier staan dit, die kerk moet in hierdie wêreld besig wees om God se lof te besing. Nie in 'n klaagkoor te sing nie. Nie om oor alles ongelukkig te wees en fyngevoelig en negatief te wees en daar val die markte weer en dit en dat en wat gaan verloop verkeerd nie. Julle weet natuurlik dat die Here sê, en dit kom baie keer in die Bybel voor, dat daar baie terugslag in ons lewe is, wat die Here oor ons bring. Hy sê, hy bring dit oor julle. Hoekom bring hy dit oor ons? Omdat hy 'n sadis is? Nee. Hy bring dit oor ons om ons te besef, om ons weer te laat besef dat ons van hom afhanklik is. Dat ons hom nodig het. Dat ons nie sonder hom kan nie, dat ons in hierdie wêreld te maklik perspektief verloor. Dis die volk wat ek geskep het, wat my lof sal verkondig. En as hy al hierdie dinge sê, kon ons eintlik vanmôre hier gestop het, maar ons kan, ons moet nie. Want sien, wat doen die mens? Die mens vergeet dit. Die mens verloor perspektief, en daarom aanklag van God. Jy het my nie aangeroep nie, Jakob. Jy het nie moeite gedoen om my te dien nie, Israel. Jy het gedink, en hier is 'n baie belangrike opmerking, jy het gedink, jy is besig met 'n speletjie. As jy hierna kyk vanmôre, dan sien jy God speel nie. God is ernstig, hy is dodelik ernstig, sy seun moes sterf om hierdie wêreld te maak. God word nie in kompartemente gedruk en is nie net van toepassing op 'n Sondag of wanneer ek in die aand die dag afsluit nie. Of wanneer ek in die oggend my dag in die Here se naam begin. Dis alles goeie goed. Moet asseblief nie vergeet. Maar dit kan nie wees dat ek dan hier uitloop in hierdie wêreld en ek gaan leef soos 'n wêreldling. Dat ek gaan besigheid doen soos die wêreld. Dat ek gaan leef soos die wêreld. Dat ek gaan groei soos die wêreld. Want dan is ons in die donker. Wanneer ons môre versterk word deur die nagmaal, dan weet ons weer dat ons die lig is wat in hierdie wêreld moet skyn. In 'n verhouding met die lewende God, nee, beter gesê, in 'n lewende verhouding met die lewende God, is ek en jy die heeltyd besig. En ek gaan dit soveel keer nog moet sê, dat ek dit ook kan glo, om verander te word, om verbeter te word, om vernuwe te word, om die ou mens af te lê en die nuwe in Christus te beleef. Ek het dit in die gebed vir ons voorgegaan, maar ek wil dit weer sê. Johannes die Doper sê, hy moet meer word, ek moet minder word. Waar is daar baantjies wat sê, what would Jesus do? Dis beteken nog die belangrikste baantjie wat ek dink mense ooit kon dra. Julle het my nie aangeroep nie. Julle het nie vir my kleinvee as brandoffers gebring nie, en my nie met offers vereer nie. Dit was nie gebruik gewees in die Ou Testament dat daar offers gebring sal word. Julle het dit nie gedoen nie, sê die Here. Sê julle sit in hierdie omstandighede want julle het dit self veroorsaak. Ek het jou nie belas met graanoffers nie, nie moeite aangedoen nie. En hier is 'n baie belangrike woord, belas. Kyk na die werkwoord daarso. Julle het nie vir my wierookoffers gebring nie. Aha, iets waarvan mense nie altyd gevra, jy het nie geld uitgegee nie. Onthou is die Here van my hart, is ook die Here van my beursie, nee. Hy het nie geld uitgegee om wierookoffers te koop, nee. Nie met die vet van offers vir my verkoop nie. Inteendeel. Is daar 'n ander woord in Afrikaans ook? Ek dink die woord is des nie teenstaande. Dis mooi, né? Inteendeel, jy is nou het my belas, sê God, met jou sondes. Jy het my moeite aangedoen met jou oortredinge. Jy is 'n las vir my, omdat jy nie gehoorsaam is nie. Omdat jy nie bereid is om te verander nie. En jou sondes en oortredinge pla ons dalk baie keer nie, maar dit pla vir God.
Klaar vir God. Wow, so dit dan erg gewees as ek nou moet sê amen. Nou gaan julle sê, dis ons nie 'n goeie nuus spreek nie, maar dit stop gelukkig nie hier nie. Want daar staan hier die woorde, en tog, as God na homself kyk, dan sê hy, is ek wat jou opstandigheid vergewe. Ek is getrou aan myself. Ek dink nie meer aan jou sondes nie. Is mos so duidelik, soos wat die son nou daar buite kan skyn, dat nie een van ons iets het om op te roem as ons voor God staan. Ek dink dis een van die mooiste uitdrukkings wat 'n mens kan gebruik in die kerk, dat ons almal begenadigde sondaars is. Begenadigde sondaars. Ons geneigtheid is nie in die eerste plek na God nie. Ons geneigtheid is baie keer om ons eie wil te laat geld. Ons eie wil te laat giet in hierdie wêreld. En daarom is dit so belangrik dat wanneer ons, en hier is nou die belangrike ding ek hier rondom, as die Here sê ek is getrou aan myself, gaan nie meer jou sonde, dink nie meer aan jou sondes nie. Hy vergewe en hy vergeet. Dan het ons elkeen die geleentheid om nuut te kan begin. Om nuut te kan begin. Vandag weer nuut te kan begin. Hier op die rekenaars is daar so 'n groot knoppie wat staan delete. In Christus trek die Here die delete knoppie van al die sonde. Hy spreek ons vry. En as hy vir ons vry spreek, en ek wil nou regtig maar kan ek asseblief nou baie mooi verwag. Wanneer hy vir ons vryspreek, gee die Here God nie vir jou en vir my een van 'n paar opsies nie. Want sien, daar is mense in die kerk wat sou sê, en ek hoop nie in hierdie kerk is dit so nie, maar as ek nou deur God verlos is, dan sê ek nou verlos, dan kan ek maar hierdie week weer gaan doen en net weer gaan aanhou doen, soos van tevore, want dan sal God my weer verlos. Want dis wat kerk is. Verlossing, sonde. Verlossing, sonde. Dis as 'n ware die hele tyd hierdie ingesteldheid wat mense het. Het jy die opsie om te sê, as ek deur God vernuwe word en vrygespreek word, om aan te gaan soos van tevore, om net aan te hou sonde doen? Paulus skryf, hy sê, wat sal ons hiervan sê? Word ons nou vrygespreek om meer sonde te gaan doen? Natuurlik nie. Maar broers en susters, kinders, die opsie is ook nie die tweede opsie om te sê, as ek deur God vrygespreek word, is dit nou splinter nie, en nou sit ek daar so stil en ek doen niks nie. Die vryspraak en die verlossing in Christus is nie tot passiwiteit nie. Ek weet, ek het ook in my jonger lewe dat ek hier gehoor, en dis 'n baie groot waarheid, daar's mense wat sê, hulle doen geen sonde nie, dis omdat hulle niks doen. Nou, hulle weet nie, dis eintlik al klaar sonde. Daar's mense in hierdie wêreld, ons almal weet dit, dat iemand vir jou sal sê, ek doen maar niks nie, want ek is bang ek maak 'n fout. Mense kan nie foute maak as jy niks doen. Maar dis nie wat die Here sy kerk geroep het nie. As hy sê dat ons vrygespreek word, dan is dit dat ons vernuwe word deur hom, en dan neem ek 'n besluit om oopgestel te word vir die Gees van God, om God se lof te verkondig, om God se lof te leef, want ons is die uitverkore volk wat hy gekies het om hom te loof. Dan gee ons aan hom erkenning. Dan sien ek af van my eie oortuigings en wil, en ek soek God se en ek doen dit in hierdie wêreld. Dan hou ek op in hierdie wêreld, ons vat maar die 10 gebooie, dan hou ek op om mense dood te maak, wel letterlik en figuurlik. Hou ek op om te steel, dan hou ek op om te begeer wat ander mense het, dan hou ek op om leuns te vertel, dan hou ek op om te skinder, dan hou ek op om te konkel, dan hou ek op om in hierdie wêreld die reëls te buig. Want dis die natuurlike ingesteldheid wat ons almal eintlik het. Dit kom van self. Om op te hou daarmee, beteken dat God ingegryp het. En ons op 'n nuwe pad ons bevind. Luister mooi vanmôre, nie een van ons is volmaak. Nie een van ons gaan volmaaktheid bereik nie. Maar dis nie 'n verskoning om vir God te sê, maar hierdie ou handsondetjie, hierdie ou dingetjie waarvan ek hou, hierdie ene saakie hou ek maar hier in my hart. Here, jy kan maar deel wees van my lewe en wat ook al, maar hierdie nou ook vir myself. Ag Here, ek is mos maar my swakheid. Dis mos wat mense baie keer sê. Ja.
Is nie 'n verstoring. Ek dink nie meer aan jou sondes. Beteken dat die Here sê daar's nuwe reëls. In sy koninkryk. Ek en jy moet uitleef. En ons moet dit gaan uitleef. Ek is eintlik huiwerig op die volgende. Want sien, wat gebeur in hierdie wêreld? Kan ek 2 slegte voorbeelde doen? Ons praat oor goeie nuus, maar hier is 2 slegte voorbeelde. Onthou ons so tydjie gelede het Jesaja 48. Julle vasstaan loop uit op Twister-Risie. Hierdie volk dink hulle is nou terug in die land, hè? Nou sit dit al na ballingskap. Julle dan mekaar met vuiste by. Julle kan nie op hierdie manier vas en dan verwag dat jou gebed verhoor sal word in die hemel. Speel met God en God speel met ons. Hulle weet ek omdat hulle vasdaag geen effek nie, sê hy. Kom ons kyk maar of die Here sy kerk bly sien. Kom ons kyk maar ook in hierdie gemeente of die Here ons bly sien. As ons met die regte dinge besig is, sal die Here vir ons bly sien. Dis sy belofte vir sy kerk. Maar ons speel nie. Erg. Hierso kan onthou Jana se intreepreek in hierdie gemeente. Galasiërs 5, hulle is tot vryheid geroep. Kom loop ons met laste van allerlei stories nog steeds. Wat ons bind, wat dit vir ons moeilik maak, is tot vryheid. Vryheid beteken, dit is nie meer daar nie. Laat ons elke las van ons afgooi, Hebreërs 12, ons daaroor ook die oggend toe Linde bespreek oor hier was. Moenie julle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Vul die plek en die geleentheid wat ons nou het om mekaar in liefde te dien. Dis wat die Here wil hê ons moet doen. Hy sê nie ons moet net sit en niks doen nie. Die hele wet word in een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie liefde kom van God af. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wanneer ons nie God se boodskap ernstig opneem, wanneer ons nie sy boodskap ernstig opneem om vernuwe te word, dan kanselleer ons eintlik God se genade en God se liefde vir ons. Wat ek bedoel is dit, want dis die goeie nuus. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. As ons vir die Gees oopstel, dan vra ons in alles wat ons doen. Is dit wat die Here wil hê ek moet doen? Sal dit tot eer van die Here wees? Sal dit tot voordeel van sy koninkryk wees? En as op een van hierdie 3 nee antwoord, moet ek nie doen. Ek bedoel wat jy wou doen. En daarom dan, 'n ou lewe, dit is my regtig weer 'n goeie skrif. 'n Ou lewe waarin die storm slaan, waarin die blitse daar is, teenoor 'n nuwe lewe, met geleenthede, wat vir elkeen van ons beskore is. Dis 'n keuse wat ons moet maak. En dis 'n keuse wat ons gereeld moet maak. Om terug te kom op God se golflengte, op sy pad. Want hy sê, ek dink nie meer aan jou sondes nie. As jy my liefdesaanbod aanvaar. Daarom weer, broers en susters, kinders, as jy vanmôre hierdie brood eet en hierdie wyn drink, dan word dit deel van jou en my liggaam. Dan word dit deel van ons lewe. Dan gaan deel van ons tot uitdrukking. Ek wil asseblief die vraaier gesit vra om hier voor te die tafel te kom sit. Ek wil baie graag die nagmaal instel. En dan ook vir Jana, haar eerste nagmaal in die gemeente. Ja, is lekker dat jy hier voor het doen. Net kan ook hier voor kom sit asseblief. Ons het natuurlik weer die voorreg om die nagmaal in die banke te bedien. En dis wat dan vanmôre gaan gebeur, en dankie vir die kerkraadslede wat daar gegaan het. En dat ons dan, wanneer ek die brood en wyn instel hier voor, dat wanneer jy dit ook daar kry, en jy sal onthou, ons het altyd maar so 'n vingertjie brood, wat ons gesê het, ons deel dit met mekaar, en gee vir mekaar. COVID is nog nie heeltemal weg nie, en daarom kry jy net vanmôre, kry jy asseblief van jou stukkie brood. Om daarom dan te kan weet, die brood wat ons breek, is ons gemeenskap, in die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit
Eet dit. Dink daaraan en glo. Christus se liggaam gebreek is vir elkeen van ons om ten volle te betaal vir al ons sondes, dat die Here daarom nie meer daaraan dink nie. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van die Here Jesus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat al sy bloed vergiet is, om ten volle te betaal vir al ons sondes, en dat God nie meer daaraan dink nie. Hierdie goeie nuus, hierdie heerlike fees, wil ek jou vanmôre uitnooi om deel te hê, as jy besef wat die verantwoordelikhede is en wat daarmee gepaard gaan. Ek dink net, dis 'n aanbod wat ons nie kan weier as om in God nie gemaak te word nie. As jy vanmôre 'n besoeker hier is en jy het die vrymoedigheid om die gemeente waarin jy is nagmaal te gebruik, asseblief, kom ons doen dit as die seëvierende, triomferende kerk van die Here Jesus. Sal die kerkraadslede asseblief vorentoe kom en help met die bediening.
Baie dankie vir elkeen van die kerkraadslede wat gehelp het met die bediening. Iemand dalk oorgeslaan, ek sal nooit vergeet, toe ek 'n kind was, het die dominee altyd gesê per abuis. Is iemand dalk per abuis oorgeslaan? Brood of wyn? Kom ons dank die Here, ons moet net so sit. Here, ons wil vir die loof, vir wat vanmôre ook hier weer kon gebeur. Tasbare bewys van die liefde vir elkeen van ons, dat ons die vreugde van Christendom kan vier in die nagmaal. Dat tekens van brood en wyn vir ons herinner, Here Jesus, wat U vir ons gedoen het. Vir elkeen van ons. En dat U nie meer aan ons sonde dink nie, maar dat U vir ons lief maak om anders nou, van nou af in die wêreld op te gaan leef. Dankie dat ons kan vra dat U deur die Gees van ons steeds sal lei en dat ons sal oopstel vir die Gees. Dat ons weet dat ons die draers van die blye boodskap, die goeie nuus in hierdie wêreld is, van God se onmeetlike, onbeskryflike liefde vir elkeen van ons. Amen. Ons dien die Here met ons liefde gaas. Ons gaan vandag afsluit met 'n lied wat 'n gebed is. Ons het 'n baie goeie orgelis en hy gaan dit ook vir ons speel as ons hierdie gebed dan bid. Terwyl ons dit sing. Ons mag maar staan, maar let asseblief op die woorde van die gebed van Franciscus van Assisi. En dan vra ons elkeen, Here, dat U vrede deur my vloei en alles wat daarin gaan in hierdie woorde. Kom ons staan, ons antwoord die Here slotsaam as gebed.
ons dan ook die seën van die Here ontvang. En ons weet, ons kan die wêreld ingaan, sodat ander hom al meer in ons kan sien, omdat hy van ons daartoe seën. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die wonderwerking van die Heilige Gees, dat ons elkeen wees en bly en ons gebruik tot sy eer, tot ons Here en Koning, ons eendag deurkom haal.